Welkom terug by Teologie en Insig. In ons vorige episode het ons die onvoorspelbare aard van die wederkoms bespreek. Die wegraping as 'n transformasie eerder as 'n ontsnapping en die gevare van tydspekulasie. Vandag gaan ons 'n bietjie dieper delf. Ons fokus op die teologiese raamwerk wat baie van hierdie misleidende eindtyd narratiewe, insluitend die van Dani Botha, ondersteun. Dit wat Dani Botha gedoen het met die plaas van sy video oor 'n datum van die wederkoms van die Here is nie iets nuut in die dag wat ons sien, waarin die Here sê daar sal baie valse profete opstaan met die uitsluitlike doel om die kinders van die Here te mislei nie. Hierdie groepering, waaronder Dani Botha ook sorteer, word genoem dispensasionalisme. Ons sal in hierdie episode die oorsprong, die kernleerstelling en die fundamentele kritiek daarvan ondersoek. En ons sal dit kontrasteer met die Bybels gefundeerde benadering van verbondsteologie, die teologie wat gereformeerde kerke voorstaan en waarvan ons die oortuiging het dat dit skriftuurlik getrou is. Die doel van hierdie episode, soos die vorige een, is om 'n apologetiese teenvoeter te bied en die eenheid van God se verlossingsplan nie net te verdedig nie, maar ook te herbevestig. Nou, dispensasionalisme, dalk 'n nuwe groot woord wat u nou vir die eerste keer dalk hoor, is 'n invloedryke benadering tot Bybelse teologie wat in die 18de eeu ontstaan het. Die beweging het sy wortels in die leerstellings van 'n man met die naam van John Nelson Darby. Hy het geleef in die tydperk 1800 tot 1882, 'n Anglo-Ierse teoloog en ook die stigter van die bekende Plymouth Brethren beweging. Darby het sy metode van letterlike interpretasie van profetiese gedeeltes ontwikkel en die geskiedenis van die mensdom in verskillende tydperke of dan nou dispensasies verdeel, elk met 'n unieke faset van God se openbaring. Die kernbeginsels van Darby se teologie wat vandag nog in dispensasionalisme gevind word, sluit die volgende in: die afsonderlike dispensasies, die geskiedenis wat verdeel is in verskillende, en dit moet ons sê, losstaande tydperke, 'n voorverdrukkingswegraping, die geloof daaraan dat die kerk net voor die groot verdrukking na die hemel weggeruk sal word, dan die skeiding tussen Israel en die kerk, die idee dat God afsonderlike, letterlike planne vir die nasionale etniese Israel aan die een kant en die kerk aan die ander kant het. 'n streng letterlike hermeneutiek, die skrif vir al die profeseë moet volgens hierdie groepering so letterlik as moontlik geïnterpreteer word sonder om simboliek in ag te neem. Hierdie groepering maak dit ook duidelik en is baie trots daarop en sal ook sê dat hulle die Bybel letterlik verklaar. Nou, 'n beduidende figuur wat Darby se idees gestandardiseer het en gewild gemaak het, was 'n man met die naam van Cyrus Ingerson Scofield, wat geleef het in die tydperk 1843 tot 1921, wat 'n Bybel geskryf het, genaamd die Scofield Reference Bible, wat gepubliseer is die eerste keer in 1909. Hierdie Bybel het natuurlik notas bevat, sy eie verklaring van sekere gedeeltes, wat vanuit 'n duidelike dispensasionalistiese perspektief geskryf is. Maar wanneer ons 'n bietjie gaan delf in Scofield se lewe, sal ons egter sien dat sy lewe gekenmerk word deur omstredenheid, insluitend
die verlating van sy eerste vrou en kinders, die aanklagte van finansiële wanpraktyke en die feit dat hy in die huwelik getree het met 'n ander vrou terwyl hy wettiglik nog getroud was. Nog 'n kernaspek van Schofield was sy gebrek aan enige formele akademiese teologiese opleiding en veral sy foutiewe interpretasies wat vrae laat ontstaan het oor sy geloofwaardigheid. Geskiedkundige dokumente maak dit baie duidelik dat sy siening gekom het van 'n dame wat van 'n perd afgeval het en 'n visioen gehad het van die verskillende fases waarin Christus na die aarde sal terugkeer. Dit op sigself laat vir my 'n geur van kettery na. Nou, die mees kenmerkende leer van dispensasionalisme en een wat Botha se uitleg sterk beïnvloed, is die onderskeid tussen die kerk en Israel. Volgens hierdie teologie is daar twee volke van God. Die een volk van God is Israel. Dit is natuurlik die etniese, fisiese nageslag van Abraham. En die ander volk van God, die nuwe volk van God, is dan die kerk. Dit sou nou insluit alle gelowiges wat tussen Pinkster en die wegraping gered is. Daarby moet gesê word dat daar daarom nog 'n tydperk van 7 jaar volgens hierdie oriëntering nog gegee word in die groot verdrukkingstydperk waarin sogenaamde 144.000 evangeliste, 12.000 uit elke stam van die 12 stamme van Israel, die evangelie sal verkondig en daar nog mense gered sal word. Nou die wegraping dien dan as 'n meganisme om die kerk van die aarde te verwyder met die uitsluitlike doel sodat God sy onvoltooide werk met die nasionale en etniese Israel kan voortsit, onder andere sy toorn oor die sogenaamde anti-kris en die duiwel. Nou, dit lei tot die perspektief wat skriftuurlik baie vreemd is, waar die kerk gesien word as 'n tydelike aanhangsel, terwyl Israel die ware fokus van God se verlossingsplan is. Die idee, geliefde inluisteraar, van twee geskeide volke van God is een van die grootste verskille tussen dispensasionalisme en verbondsteologie. Trouwens, hierdie twee is onversoenbaar met mekaar. Verbondsteologie stel dat daar slegs een volk van God is wat dwars deur die Ou en die Nuwe Testament bestaan. Die kerk word nie gesien as 'n plaasvervanger vir Israel nie, maar soos in die Bybel geopenbaar as die voortsetting van God se verbond met sy een volk. Gelowiges, Jode en heidene, word in Christus saamgevoeg en ingewerk in die olyfboom, soos dit beskryf word in Romeine hoofstuk 11. En die apostel Paulus verduidelik hierdie eenheid onomwonde in die Nuwe Testament. In byvoorbeeld Galasiërs 3 vers 29 definieer Paulus die saad van Abraham nie as etniese Israel nie, maar as diegene wat aan Christus behoort. Hierdeur word alle gelowiges ongeag etnisiteit deel van Abraham se nageslag. Hy herhaal hierdie punt in Romeine 9 vers 6 tot 8 waar hy dit duidelik maak dat die ware kinders van God nie die fisiese nageslag van Israel is nie, maar hulle wat deur die geloof in Christus is. Hulle is die ware kinders van Abraham. Hierdie beginsel word ook verder verduidelik in Efesiërs hoofstuk 2 verse 11 tot 22, waar Paulus die heidense gelowiges herinner dat hulle voorheen vreemdelinge en bywoners was
maar nou deur die geloof in Christus medeburgers van die heiliges en huisgenote van God is. Hulle is nie 'n nuwe entiteit wat nou geplant is nie, maar in die een deurlopende volk van God is. Die Nuwe Testament leer dus dat die kerk in Israel in Christus verenig is. Paulus skryf in Efesiërs 2 vers 14 tot 16 dat die Here Jesus Christus die skeidsmuur afgebreek het en Jode en heidene een gemaak het deur geloof in Christus. Hierdie skeiding tussen Israel en kerk wat Dani Botha en ander dispensasionaliste skep uiteindelik 'n tweeledige verlossingsplan wat nie in ooreenstemming is met die eenheid wat die Nuwe Testament in Christus uitbeeld nie. Trouwens, dis iets heeltemal vreemd in God se woord. Die onhoudbaarheid van Dani Botha se lering word ook duidelik in die hermeneutiese foute wat met dispensasionalisme gepaard gaan gesien. Nou, dit kan saamgevat word in basies twee aspekte. Die een is 'n woord wat ons noem, en dit is nou maar 'n direkte vertaling vanuit die Engels, is hyperletterlikisme, en dan die ander is die inkonsekwentheid van hierdie hermeneutiese benadering. Dispensasionalisme beweer dat hulle die Bybel letterlik interpreteer, maar hulle pas hierdie beginsel nie konsekwent toe nie. Ons kan hierna verwys as hyperletterlikisme of, soos dit in die Engels alom bekend staan, literalism. Ware letterlike interpretasie beteken dat die teks verstaan word in ooreenstemming met spesifieke literêre genre waarin dit geskrywe is, soos byvoorbeeld, poëtiese gedeeltes moet as poësie verklaar word. Ons kry dan ook narratiewe gedeeltes in die Bybel, wetgewing gedeeltes in die Bybel, ons kry apokaliptiese literatuur in die Bybel en wysheidsliteratuur in die Bybel, en elke een van hierdie verskillende genres vereis 'n verskillende hermeneuties gesonde sleutel om die ware betekenis vir die oorspronklike eerste hoorder te ontsluit en dit dan toe te pas op ons wat die teks 2000 of 3000 jaar later lees. Maar hoe pas dispensasionalisme dan hulle hermeneutiese sleutels toe, of hoe gebruik hulle hermeneutiese sleutels om dan, maak nie saak watter genre te ontsluit. Hulle beweer dat hulle die volledige hele Bybel slegs letterlik verklaar. Apokaliptiese literatuur, poëtiese literatuur, profetiese literatuur word volgens hierdie groepering altyd letterlik verklaar. Maar dan sien ons dat die grootste uitdaging vir dispensasionalisme is sy benadering tot apokaliptiese literatuur. En onthou, geliefde luisteraar, dat apokaliptiese literatuur in die Bybel gekenmerk word deur geweldig baie simboliek en metafore. Byvoorbeeld, die interpretasie van sprinkane in Openbaring, wanneer dit nie met gesonde hermeneuse verklaar word, wat hierdie teks gaan verklaar, wanneer gesonde skrif met skrifverklaring gebruik word vanuit die pla in die Exodus verhaal, dan word hierdie ewe skielik verklaar as Apache helikopters, omdat nie die Bybel gebruik word om die gedeelte in Openbaring te verklaar nie, maar die hedendaagse omstandighede, die koerantberigte. Ons kan byvoorbeeld dink aan die merk van die dier as 'n mikroskyfie
wat deur die anti-kris ingeplant word, of mees onlangs en absoluut belaglik die M op 'n Monster energiedrankie word verklaar as die 666, 666, die nommer van die dier, die merk van die dier. Terwyl enige teoloog wat, kom ons sê slegs 1 jaar Hebreëus gehad het, weet dat 'n waf en dit wat ons op 'n energiedrankie sien, wesenlik van mekaar verskil. Hierdie letterlikistiese interpretasies lei dan uiteindelik tot absurde gevolgtrekkings en dit is skadelik vir Bybelse eksegese, dit is skadelik vir kinders van die Here. Ironies genoeg van hierdie groepering van dispensasionalisme is dat hulle hierdie selfde benadering van 'n letterlike verklaring nie konsekwent toepas nie. Dink byvoorbeeld aan die gedeelte in ons Here se woord wat praat van die kameel wat deur die oog van 'n naald gaan. Het jy al ooit gehoor dat hulle hierdie gedeelte letterlik verklaar en probeer om 'n kameel deur die oog van 'n naald te forceer? Nee, hulle doen nie. Wat doen hulle in hierdie geval? In hierdie geval beroep hulle op 'n goeie hermeneutiese sleutel, wat gaan kyk na die historiese agtergrond, na die genre van die gedeelte en die simboliek wat daarin na vore kom. Saam met hyperletterlikisme toon dispensasionaliste 'n sterk neiging tot futurisme uit die aard van die saak. Die oortuiging dat meeste van die eindtydsgebeure eers in die toekoms sal plaasvind. Hierdie benadering ignoreer ongelukkig die historiese en kulturele konteks van die teks en lees die Bybel asof dit geskryf is vir 'n moderne gehoor, vir 'n gehoor van 2025. Eerder as vir 'n oorspronklike eerste eeuse leser. En dit, geliefde luisteraar, is waar die grootste foute begaan word. Dit is teenstrydig met tekste soos Openbaring 22 vers 10, wat duidelik sê, moenie die woorde van hierdie profesie verseël nie, want die tyd is naby. As ons die historiese agtergrond in ag neem, ons neem in ag wat besig is om te gebeur, ons neem in ag dat Johannes op die eiland Patmos is, dat hy weet van die woorde wat die Here Jesus uitgespreek het in Matteus 24 vers 34, dat hy skryf vir 'n eerste eeuse gehoor. Hy skryf aan 'n gehoor wat op die punt staan om omsingel te word deur die Romeinse leer, om die stad Jerusalem te vernietig en die tempel te vernietig. Trouwens, die boek Hebreërs maak ook daarop aanspraak en waarsku sy gehoor om nie terug te val in dit wat binnekort vernietig gaan word, naamlik tempeldiens en offerdiens nie. Dink byvoorbeeld aan Jesus se eie woorde wat sê, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voordat al hierdie dinge gebeur het nie. Hy sê dit nie vir ons 2000 jaar later nie, maar vir die eerste eeuse gehoor met wie hy praat, soos byvoorbeeld die hoëpriester wat aan wie Jesus gesê het dat hy sal hierdie dinge sekerlik sien gebeur. Hy sal dit sien gebeur. Hierdie verse dui daarop dat die skrywers die vervulling van die profeseë in die onmiddellike toekoms verwag het, terwyl dispensasionalisme en Dani Botha en ander hierdie verwagting na 'n onbepaalde toekoms verskuif het. Dispensasionalisme stel die koninkryk van God uit na 'n toekomstige tydperk wat slegs met Christus se wederkoms
sal begin. Maar wat is die probleem hiermee? Wat is die gevaar hier rondom? Nou, dit ignoreer gedeeltes in die woord van die Here, wat die koninkryk van God as 'n huidige werklikheid beskryf in hierdie laaste dae, soos byvoorbeeld Lukas 17 vers 21 wat sê die koninkryk van God is binne in julle, of Kolossense 1 vers 13, God het ons oorgebring na die koninkryk van sy geliefde seun. 'n Wonderlike troostvolle historiese dokument in 'n belydenis genaamd die Heidelbergse Katekismus verstaan die koninkryk van God as 'n tweeledige werklikheid. En waarom bring ek hierdie belydenisgeskrif in? Om vir u te wys hoe vreemd hierdie gedagtes in die kerkgeskiedenis was. Dat die groot kerkvaders, die wat die reformatie aan die gang gesit het, die tydperk van geweldige herlewing, waar die woord tot sy reg gekom het, niks geweet het van 'n koninkryk, 'n millennium, wat eers in 'n toekoms, 2025, volgens Dani Botha, die 23ste September 2025, eers sal begin. Die Heidelberg se Katekismus verstaan die koninkryk as 'n tweeledige werklikheid, as 'n reeds teenwoordig en 'n nog toekomstig. En hoor hoe leer hy dit? Dit is reeds teenwoordig deur die Gees en die woord van God in ons lewens, of in die lewens van individuele gelowiges wat die kerk uitmaak. Maar dit is ook nog toekomstig, uitsluitlik in die sin van die uiteindelike en volkome manifestasie van God se heerskappy oor alle dinge. Wanneer die kwaad finaal vernietig sal word. Die benadering van dispensasionalisme ignoreer die invloed van Christus se regering in ons huidige samelewing en haal hom van die troon af en sê hy sal eers in die toekoms op die troon gaan sit om te regeer, wanneer hy eers nadat hy weer teruggekom het na die wêreld. Dit beperk natuurlik die toepassing en die opdrag van die verkondiging van die evangelie. Dispensasionalisme wat in die 18de eeu ontstaan het en wat nie deel was van die vroeë kerkgeskiedenis of die reformatie nie, is duidelik nie 'n Bybelse leer nie. Hierdie relatief onlangse oorsprong van dispensasionalisme bring die vraag by ons elkeen op, wat ek dink 'n eerlike vraag is. Waarom sou God so 'n belangrike eskatologiese waarheid, as dit enigstens 'n waarheid sou wees, eers na 1800 jaar openbaar en nie aan ons kerkvaders of die gelowiges na die vestiging van die kerk in Handelinge 2 openbaar nie. Geliefdes, Dani Botha met sy dispensasionalistiese leer fokus op 'n vreemde naderende ramp en 'n wegraping, en die gevaar is dat nie net Dani nie, maar ook dispensasionalisme skep 'n kultuur van pessimisme en fatalisme binne in die kerk. Dit plaas 'n baie groter klem op huidige wêreldgebeure en sensasionele interpretasies van profeseë as op die evangeliese oproep tot disippelskap en die groot opdrag van gaan uit, verkondig die evangelie, transformeer hierdie wêreld. Dit plaas 'n geweldige fokus op die anti-kris en ons hoor gereeld, die anti-kris is of Putin, die anti-kris is dalk Donald Trump, die anti-kris is dalk iemand anders wat sal opstaan. Op 'n stadium was daar selfs beweer dat die anti-kris Robert Mugabe moes wees,
wat trouwens nou al dood is. Maar waar is die klem op Christus? Waar is die klem op sy oorwinning? Waar is die klem op die uitbreiding van die koninkryk van God? Waar is die klem op die gebed wat die Here Jesus Christus sy disippels en vir ons geleer het? Laat u koninkryk kom in die hemel, net so ook op die aarde. Is dit 'n onbeantwoorde gebed van die disippels? Terwyl die Here Jesus gesê het, bekeer julle, want die koninkryk van God het naby julle gekom, terwyl dit self ook die boodskap van Johannes die Doper was. Dani Botha met sy dispensasionalisme draai die fokus van Christus en sy koninkryk weg na 'n anti-kris en 'n wegraping, 'n ontsnapping, 'n oorwinning vir 'n tydperk van 3,5 jaar, die eerste 3,5 jaar, deur die anti-kris, waarin Christus geen beheer het nie. U kan maar self besluit of dit is wat die woord van die Here vir ons openbaar. Geliefde inluisteraar, 'n kritiese analise van Dani Botha se eskatologiese lering in die lig van deeglike Bybelse eksegese en gereformeerde beginsels het 'n duidelike gevolgtrekking vir ons vandag blootgelê. Sy boodskap is gebaseer op 'n teologiese verwysingsraamwerk wat in die skrif ingedra is en wat nie uit die skrif uitkom nie, wat dus nie skrifgetrou is nie. Die inherente foute van dispensasionalistiese hermeneutiek, die onhoudbaarheid van datumvasstelling, die misverstand en dwalinge rakende 'n wegraping, die hyperletterlikisme en futurisme en die kunsmatige skeiding tussen Israel en die kerk ondermyn die geopenbaarde waarhede van die woord van die Here. Dit ondermyn die eenheid en die sentraliteit van Christus as die vervulling van alle goddelike beloftes. En in plaas van 'n gefrustreerde teologie wat fokus en wat wag op 'n ontsnapping uit hierdie wêreld, is dit nie waarvoor die kerk geroep is nie. Die kerk is geroep om die triomfantelike visie van Christus te omhels. Dit is 'n visie wat God se koninkryk sien uitbrei. Dis 'n visie van oorwinning in die werking en uitbreiding van die evangelie, die heiligmaking van gelowiges en die navolging van Christus in alle lewensterreine. Die wederkoms is die glorieryke klimaks van hierdie proses en nie 'n desperate ontsnapping nie, maar die oorwinnende terugkeer van 'n koning om sy heerskappy permanent te vestig en 'n nuwe hemel en aarde in te lei. Dit is 'n hoop wat die kerk aanvuur om 'n aktiewe rol in God se heilsplan te speel, eerder as om 'n passiewe rol te speel en te wag op 'n sogenaamde onbybelse wegraping. Ons doel is om nie net misleidende weringe te weerlê nie, maar om die kerk te heroriënteer na die blye boodskap van 'n koninkryk wat reeds begin het met die eerste koms van die Here Jesus Christus en wat besig is om deur die verspreiding van die evangelie ons wêreld te verander en te transformeer. Geliefde inluisteraar, baie dankie dat u weer eens ingeskakel het by Teologie en Insig. Mag hierdie bespreking u insig in God se woord verdiep en u aanmoedig om waaksaam en getrou te leef in 'n afwagting op die koning se triomfantelike terugkeer. Tot volgende keer. Mooi dag.